Goeienaand almal en baie dankie dat jy luister na hierdie oordeenking. Jy weet, geestelike groei, geestelike ontwikkeling word uitsluitlik bepaal, dit is myns insiens, deur ons verhouding tussen mekaar. Veral in 'n kerk of in 'n vriendekring of selfs in die wêreld waar ons ook al beweeg. Nou die tema vir vanaand se oordeenking is He ain't heavy, he's my brother. In 1884 skryf James Wells in sy boek The Parables of Jesus van 'n klein dogtertjie wat haar boetie, wat amper net so groot soos sy was, met moeite teen 'n helling uitdra. Nou James Wells vra, is hierdie seentjie nie baie swaar om so te dra nie? En haar antwoord was, no sir, he ain't heavy, he's my brother. En baie jare later, in 1969, het die lied He ain't heavy, he's my brother deur die sanggroep The Hollies wêreldwyd bekend geword. Nou luister na die woorde van hierdie lied. The road is long with many a winding turn that leads us to who knows where. Yes, who knows where. But I am strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there, yes, we will get there. Because he ain't heavy, he's my brother. En luister net wat sê die woord van Johannes 13, vers 34 en 35 aan elkeen van ons. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dis Jesus wat hier praat, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. En dan, luister hierna, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Kan jy sien hoekom ek hier in die begin gesê het, dit is die kruks, dit is die fondasie van geestelike groei? Nou die woord liefde in hierdie vers is die Griekse woord agapao, wat kom van die woord agape, wat die hoogste vlak van liefde in die wêreld beskryf. Dit beskryf 'n liefde wat totaal en al anders is as wat die wêreld kan bied, en dit word in die Bybel gebruik om die Here ons God se liefde aan ons te beskryf. Liefde wat gee en gee en gee, alselfs word dit nooit op enige manier deur ons beantwoord of erken of selfs bedank nie. Agape is daardie liefde wat nie op reaksie gebaseer is nie, maar op 'n besluit om aan te hou lief te hê, ongeag die ontvanger se reaksie. Agape is onvoorwaardelike liefde en dit fokus nie op enige prestasies van ander nie. Agape liefde is nie selfgesentreerde liefde nie, maar dit fokus daarop om aan ander mense se behoeftes te voldoen. Agape liefde hou nie doelbewus rekord van foute of verkeerde optredes uit die verlede nie. Agape liefde manipuleer nie situasies of beplan en bedink metodes om iets te verdraai tot sy eie voordeel nie. Agape liefde neem nie doelbewus deel aan dade of optredes om ander te benadeel nie. Agape liefde beskerm, dit bedek en dit verberg mense teen negatiewe blootstelling. Die Here praat met ons vandag. Agape liefde verwag en vertrou altyd die beste in en vir ander. Agape liefde gee nooit op nie en draai nooit sy rug op iemand nie. Agape liefde poog om met alle mag slegs die beste in ander en ook van ander te verwag. En weet jy wat? Dit is hoe die Here jou liefhet. Daarom verwag hy dieselfde van ons as hy sê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Ag, luister weer na die betekenis van agape liefde en toets jouself daaraan. En kom ons kyk bietjie na hierdie storie van Kain en Abel in Genesis 4 vers 8 en 9. Kain het toe vir sy broer Abel gesê, kom ons gaan veld toe. En toe hulle in die veld kom, het Kain sy broer Abel gegryp en hy het hom doodgeslaan. Kyk net na die Here se reaksie. Toe sê die Here vir Kain,
waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie, is ek dan my broer se wagter? En daardie woordjie wagter is shamar in Hebreëus, wat beteken, is ek my broer se leiwag? Moet ek hom oppas? Wat 'n arrogansie het hy nie gehad om so met God te praat nie. En jy weet, ons bevind onsself daagliks in die oorlogsone teen magte van duisternis, almal van ons. Efesiërs 6 vers 12 sê die woord, ons worstelstryd is teen die owerhede en die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons het mekaar nodig. Want oral waar ons gaan, lê beseerde soldate op hierdie gevegsterrein van ons. En as ons nie help en bystaan nie, wie en wat gaan dit doen en wat gaan gebeur met hulle? Die woord van die Here kom en hy sê, die dief kom net om te steel en te slag en om te verwoes. Galasiërs 6 vers 2 sê die woord baie duidelik aan ons, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Die woordjie dra is die Griekse woordjie bastazo, wat in hierdie konteks beteken, druk jou skouers onder iemand in en help hulle om sterk en staande te bly. Dra mekaar se laste, die woordjie laste is die Griekse woord baros, wat dui op 'n baie swaar gewig wat iemand vaspen op die grond. Baros dui ook op geestelike en fisiese magte wat jou vaspen. En weet jy wat? Ons is almal deur die Here geroep om mekaar by te staan, om mekaar te ondersteun, om mekaar te bemoedig, om mekaar te help, ja, en ook om mekaar te beskerm. Ons is deur die Here geroep om ons skouers onder iemand in te druk, sodat hulle staande kan bly. Dra mekaar se laste beteken geensins dat jy hulle geveg vir hulle moet veg nie, maar eerder dat jy daardie soldaat sal help om weer op te staan, om weer die swaard en die skild in sy hande te plaas en om hom te bemoedig. Die Here het ons nie geroep om mekaar te kritiseer, om 'n fout te soek in mekaar en om die fout te verander op te hemel en voor almal uit te basy nie. Die Here kom en hy vra vandag aan elkeen van ons, waar is jou broer? In 1 Johannes 3 vers 18 kom die woord en hy sê vir ons baie duidelik, laat ons nie lief hê, agapao, met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Dit gaan nie oor wat ons sê nie, maar dit gaan oor alles wat ons doen en sê. Ja, die Here vra aan elkeen van ons vandag, my kind, waar is jou broer? En mag ons antwoord nooit wees, is ek my broer se leiwag? Moet ek hom dan oppas? Ag, Here, help ons om mekaar agape liefde te betoon in Jesus naam. Amen.